Men of faith, rise up and sing of the great and glorious King. You are strong when you feel weak, in your brokenness complete. And shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Rise up, women of the truth, stand and sing to broken hearts, who can know the healing power of our awesome King of love. And shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. We've been through fire. We've been through fire. We've been through rain. We've been refined by the power of His name. We've fallen deeper in love with you. You've burned the truth on our lips. And shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Rise up, church, with broken wings. Fill this place with songs again of our God who reigns on high. By His grace again we'll fly. And shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. And shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy.
God Almighty. We love you, Jesus. Ons het U lief, Here Jesus, uit die diepte van ons harte. Dankie daarvoor, dankie vir U guns, dankie vir U genade. Dankie dat ons vanmôre so kan staan in die teenwoordigheid en net U liefde indrink. Dankie dat ons kan besef vanmôre, Here, U is nie 'n God van ver nie, maar 'n God van naby. Dankie dat U vanmôre, Here, in harte kom ingaan en vrede en kalmte en oorvloed vir hulle gee. Heilige Gees, kom spreek U vanmôre met mense waar hulle ook al staan. Waar hulle hartseer het, Here, kom trek so in hulle harte in. Prys die naam van die Here. Here, U kom ook in stilte en U kom werk in ons harte. En U kom verander ons lewens en U bring vir ons lewe in U oorvloed en U bring vir ons genesing en U bring vir ons guns. En U vat hartseer weg en U vul dit met vrede en met U wonderlike liefde. Ons dankie daarvoor in Jesus se mooi naam. Amen. Baie dankie, julle kan maar sit. Ek dink nou vanmôre toe Johan, vanmôre toe Johan hierso sê van Moedersdag, toe dink ek aan, ek weet nie julle nie, maar ek is vreeslik lief baie kere om die spotprentjies in die koerant te kyk. Ek het daar op by Media 24 ingeskrywe en dan kan jy in die Beeld en in die Burger en oral kan jy die spotprentjies kyk. En toe sien ek daar een nou die dag van die Paus het mos gesê jy moet jou skoonma lief hê. Ek weet nie of julle daai een gesien het nie. Toe kom die man by sy dominee toe of by sy predikant of wie ook al is en hy sê maar die Paus het gesê ons moet ons skoonma lief hê. Toe kyk die ou so op, hy sê ja, dis hoekom Martin Luther uit daai kerk uit is. Dit was nogal vir my komies geweest. Maar ek kan vanmôre sê ek het die beste skoonma gehad wat daar ooit kan wees. Sy was soos my eie ma. Toe my ma ek en my vrou kom van ons in Rustenburg was, dwars deur die nag gery, kom slaap ons die aand daar by my ma. By die huis kom laat daar aan, maar my ma was een kant verlam, en sy het geleer op haar regterkant om weer self te werk. Sy het 'n knop op haar kar se stuur gehad waarmee sy gery het. Outomaties, sy het met die linkervoet haar petrol getrap. Sy was 'n merkwaardige vrou, my ma. Ja, sy kon opstaan waar ander nie kan opstaan nie. En toe ons na die aand gaan ons nou gestort en in die bed geklim. En hierdie nag word ek wakker. Ek hoor klak, klak, klak en ek gaan kyk, wat gaan nou aan? Toe sy besig om die stort uit te droog. Want sy kan nie dat die stort nat is en ons gaan slaap nie. Dit was nou sy gewees. Toe sê ek die volgende môre vir my vrou, kom ons gaan net daar na jou ma toe, dan gaan slaap ons daar, dat ons net in vrede kan rus. En dan kom kuier ons maar hier by my ma, laat ons nie haar plek omkrap nie. Maar ek het 'n wonderlike ma gehad. Sjoe, haar laaste gebed vir my was, Here, vat alles weg wat hy het, red net sy siel. Ek sê, ma, jy's dan verskriklik wreed, maar baie dankie, dis die beste geskenk ooit. Toe het ek meer gekry as toe sy my 'n plaas gegee het, toe my pa oorlede is. Dis wonderlik. 'n Goeie ma, geen geld in die wêreld kan 'n goeie ma koop nie. En ek wil vir julle sê, vrouens, julle is kosbaar vir die Here. En nadat hy Adam gemaak het, het hy gesien daar kort iets beters by Adam en toe maak hy vir hom 'n wonderlike vrou wat al sy ou geite en dinge kan opeet en kalmte in sy lewe bring en hom kan help om in hierdie lewe te leef en aan te gaan. So julle kinders moet vandag julle ouers en veral julle moeder waardeer en vat hulle vir 'n ete of gee vir hulle iets moois, koop vir hulle chocolates, as hulle nie dit mag eet, koop biltong, iets wat lekker is, doen dit met hulle. Ek onthou Moedersdae toe ek en my vrou was 11 jaar kinderloos en dit was nogal vir haar 'n erge ding. En dan, as ek kom sy nou so by Moedersdae soos die, dan is dit nou 'n vreeslike ding in ons kerk gewees, hulle het 'n vreeslike bohaai van dit gemaak. En
dan as my vrou by die huis kom, sy sit 'n hele kerk deur. Sit as sy huis toe ry, dan sit ek kyk sy net so voor haar, sy praat nie 'n woord nie. En sy sê al wat die mense kan praat is oor kinders. So 'n mens moet ook baie versigtig wees, laat jy nie die ding oordoen nie. So ek het nie eintlik so 'n vreeslike behaag in in sulke goed nie. Ek het in een behaag, en dis in Jesus Christus, wat my gered het, wat vir my gesterf het op die kruis, wat sy genade vir my gegee het. En as ek praat, wil ek oor hom praat, want hy is vir my kosbaar. Hy is nommer 1 in my lewe. Hy is die een waarvoor ek leef. Nou die dag by 'n boer op 'n plaas, toe sê ek vir hom, man, hy sê, ja, maar hier loop jy ook rond, en nou maak jy ook 'n klomp geld. Ek sê, man, daai is net om die koste te dek. My eintlike werk is om die Here te dien. So ek wil vanmôre vir julle sê, as jy so leef, sal dit met jou so goed gaan, laat jy nie weet wat om met al die goede maak, laat jy sommer vir ander mense ook kan gee, en jy sal die guns en die heerlikheid van God ervaar in jou lewe. En moenie dink, jy gaan nie moeilikheid hê nie, maar jy het een wat agter jou staan, wat jou help, om deur dit te gaan, ander kant uit, en die oorwinning van die Here te ervaar. So ek wil vanmôre gou vir julle lees hier in Openbaring, die 3de hoofstuk, van vers 7 af. Julle Bybels, bring dit saam, lees saam. Kyk of ek nie nonsens praat nie, kyk of dit in die Bybel staan. Die Bybel is ons waarborg. Die Bybel is die ding waaruit ons leef, die fondasie. Toe iemand met my in redenasie gaan, toe sê hy, maar oor menseregte en al die goeters, toe sê ek vir hom, kyk gou, ek het 'n fondasie waarvanaf ek werk, en dis die Bybel. En ek glo wat hier staan. Ek kan nie sommer goed uit die lug uit gryp, en daar gryp nie. En wanneer ek hier lees, dan sien ek, dis Gods genade, dat dit met ons goed gaan. Dat jy vandag hier sit, laat jy die Here kan aanbid, laat jy 'n voertuig gehad het om te ry tot hier, laat jy kos het om te eet, laat dit met jou goed gaan, is nie jou goedheid nie, is nie ander mense se goedheid nie, is die genade van die Here van die leerskare. Dis hoekom dit ons goed gaan. Ons het geen reg nie, maar ons het genade by God gekry om saam met hom te leef. Maar lees gou saam met my, maar terwyl ek nou dit so aan dink, toe dink ek aan die kerk. Ek dink maar altyd aan die kerk. Dis mos die kerk. Wie is die kerk? Die gebou wat hier staan, dis 'n gebou. Toe ons op Rustenburg so 'n gebouetjie klaar gebou het wat so 300 mense kan vat, toe is ek baie opgewonde en ek gaan kniel daar voor die Here en ek sê, Here, wat sê U nou van die kerk wat daar staan? Toe kom dit sommer net so in my hart op. Waar is die kerk? Ek sê, maar daai plek wat ons gebou het. O, sê die Here vir my, dis 'n gebou wat jy gebou het. Die kerk is die mense. Waar is hulle? Ons, die kinders van die Here, is die kerk van die Here. Waar bly hy? Weet julle nie? Dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Die Here woon in ons harte. Ons wat vanmôre hier sit, is sy kerk en hy is hier deur ons. Ons bring hom hier. Is maar 'n dooie plek. Ek was gister gou hier buite om goed gedoen en toe loop ek so 'n bietjie deur die kerk en ek bid sommer so en ek sê, Here, kom help. As dit daar maar 'n dooie plek, maar as julle hier is, en die musiekmense is hier, en ons sing, en ons aanbid die Here, dan kry dit lewe, want die Here woon onder die lofsange van sy volk, sê die Bybel. En ons moet leer om die Here te loof. Ons is so bang om die Here te loof. Ons is so bang ons sal 'n verkeerde step maak, lyk dit my of. Ek weet ook nie waarvoor ons bang is nie, maar ons is skrikkerig vir iets. Kom ons begin om die Here te loof. Moenie bang wees nie. En toe ek aan dit dink, toe dink ek maar aan die kerk van vandag en aan die mense van vandag en die mense wat die Here dien in die tyd waarin ons leef. En toe lees ek hier van vers 7 af in Openbaring 3. Hier is mos die verskillende gemeentes aan wie daar briewe geskrywe is. Gaan kyk, daar 7 briewe geskrywe in Openbaring hier van vers 2 af na verskillende gemeentes. En toe kom ek by hierdie ene. Dis die 6de brief, die een net voor die laaste. Hy sê, skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die Here, die waaragtige, wat die sleutels van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het jou voor 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie.
want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig, en elke erken dat ek jou lief het, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan wegneem nie. Wie oorwin? Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdal, en my nuwe naam. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Wie oorwin, sê hy? Wie oorwin? Daar's iets waarteen ons veg. Die duisternis, die ongeregtigheid, die sonde, die verkeerde, die dinge wat daar nie moet wees nie. Ons veg teen hulle, want hulle wil nie die goeie van die Here sien nie. En hy begin hier in die eerste vers, begin hy in die 7de vers wat ek gelees het, hy sê, wat die sleutel van Dawid het. Wat was Dawid se sleutel waarmee hy die heerlikheid van die Here oopgesluit het? Toe dink ek sommer aan 'n 3-lewer slot. Hy wat jy buitekant aansit, julle bouermanne weet mos, binnekant sit jy sommer 'n gewone slotjie aan, maar buite sit jy die 3-lewer slot aan. Hy het gewoonlik as jy hom oopsluit so 3 punte. En ek dink sommer aan 3 dinge van hierdie sleutels van Dawid, of hierdie sleutel van Dawid wat hy gehad het. Hierdie man, sê die Bybel, was 'n man na die hart van God. Hoekom was hy 'n man na die hart van God? Hierdie man het ook nie in 'n maklike tyd geleef nie. Hy het in die tyd geleef wat sy hele nasie in probleme was. Wat hulle deur die Filistyne gekom het, of hulle gesê het, bring net iemand om hierdie man aan te val, dan sal wat hom kan doodmaak, hierdie Goliat wat daar gestaan het, julle ken die verhaal, dan sal ons julle dien, maar as julle nie kan nie, gaan ons julle oorwin. So dit was nie 'n maklike tyd nie. Hierdie man was 'n jong man, hy was nie eers in die weermag van daai tyd nie, hy het nie eers geleer van al hierdie goed nie, maar daar in die veld agter die skape het sy pa hom globale gesê, luister, gaan vat vir jou broers in die weermag, vat vir hulle iets wat hulle nodig het. En hy het dit weggebring, en toe hierdie man Dawid daar kom, hierdie jong man Dawid daar kom, en hy sien wat aan die gang is, en hy sien hoe bewe hulle, en wonder wat het hulle gepraat daar onder mekaar, seker gesê, wie sal gaan? Ons kan niks aan daai man doen nie. Kyk hoe groot is hy, kyk hoe magtig is hy. Hy het 6 vingers aan elke hand gehad. Hierdie man was verskriklik groot, sy spies was so groot soos 'n wervelbalk, sê die Bybel, die ou vertaling. Hy was 'n groot man, dit wat hy by hom gehad het, hy was 'n sterk man, hulle het gekyk wat hulle voor oë het, maar hierdie man, Dawid, het anders gekyk. Hy het nie daarmee gekyk nie, hy moet geloof in sy God gekyk. So een van die dinge wat ons by Dawid kan leer, is om nie te kyk na ons omstandighede om ons nie, maar met geloof ons harte op die Here te sit. En as jy vanmôre hier sit, moeder, en jy het nie 'n kind wat die Here dien nie, wil ek vir jou sê, sit jou oë moet geloof op die Here, en gaan haal hom met geloof daar uit die duisternis, en plant hom oor in die liefde van die Here. Die Here sal dit doen. Gaan roep hom daar uit, gaan haal hom daar uit, gaan bring hom daar uit, staan soos 'n pilaar, moenie bang wees nie. Vat hierdie sleutel van Dawid en vertrou op die Here. Hier's 'n mooi skrifte daar in Samuel 17 vers 26, wat Dawid daar kom, hy sê daarop het Dawid die manne wat by hom staan gevra en gesê, wat sal met die man gebeur, wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagorders van die lewende God durf uitdaag? Wie is hy, wat hom net durf uitdaag? Wie is hierdie man? Wie dink hy is hy? Wie dink hy is magtig? En ek wil vanmôre sê, ons sal die mense inroep na die koninkryk van God toe deur die Gees van die Here.
Ons sal hulle gaan haal met geloof in Jesus naam en ons sal hulle bring by die heerlikheid van die Here, want hy is in beheer van alles. Ons leef in 'n tyd wat mense bevrees is. En ek sien baie van die mense wat kinders van die Here is, hulle sê, een van die dae kom die Here, en dan gaan ons weggeneem word. En dis een van ons goed, wanneer ons in die moeilikheid kom, dan wil ons altyd weggeneem word. Dan voel ons, nee, ons moet sommer alles los en ons loop. Maar dit is die tyd om soos Dawid op te staan en te sê, ons gaan nie toelaat, laat hierdie goed ons oorweldig nie, ons kyk na die Here van die leerskare, hy gaan ons help. Hy gaan ons uithaal en ons gaan die heerlikheid van die Here sien. Ek het nog nooit ek het baie gelees oor herlewings in die Bybel. Of nie net in die Bybel nie, in die kerkgeskiedenis. Nou in die 1800s het daar mos 'n herlewing uitgebreek in Engeland. Julle kan gaan lees oor Moody en al daai manne wat geloofspredikers was, wat gesê het, hulle glo dat God gaan hulle help en hulle gaan sien, hulle gaan die heerlikheid van die Here sien. 'n Tyd waar dit swaar gegaan het in die wêreld, 'n depressiewe tyd, 'n tyd soos 'n depressie was oor die wêreld gewees. Dit het sleg gegaan met besighede, dit het so sleg gegaan in Engeland. Op daai stadium laat alle besighede het middag tussen 1 en 2. Dan sluit hulle deure. En dan kom hulle by mekaar, al die besigheidsmanne, en dan begin bid hulle, en dan begin soek hulle die Here, want hulle het nie meer geweet links of regs nie. En weet julle wat gebeur? Toe breek daar 'n herlewing uit, waaronder ons vandag kry die Methodiste kerk en al daai kerke wat ontstaan het in daai tyd toe die herlewing uitbreek en die Here kom en hy mense uithaal uit die duisternis en hulle weer die lig van die Here sien en hulle oorwinning vir die Here begin behaal. Die maklikste ding is onttrek. Gaan sit net. Een ou oom het gesê, al maniere wat jy moet doen om hel toe te gaan, het hy altyd gesê, is gaan sit in 'n gemakstoel. Jy hoef niks te doen nie, jy kan net gaan sit. Dan is dit verby. Dit het tyd geword om op te staan uit die gemakstoel en te sê, Here, hier is ek, vat my, help my, gee my genade, sodat ek 'n oplossing kan wees in hierdie wêreld in die naam van Jesus. En dan bestorm jy daai probleem van jou, en jy gaan en jy kry oorwinning in Jesus se naam. Ons moet nie staat maak op ons eie krag nie, ons maak staat op die krag van die Here. Ons maak staat op die krag van die Heilige Gees. Jesus sê vir sy disippels, dis voordelig laat ek weggaan. Want as ek weggaan, gaan my Vader vir julle die Heilige Gees stuur, die trooster wat julle gaan leer en lei in alle waarheid. En hy gaan oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Die meeste mense is bang vir die Heilige Gees. As die Heilige Gees begin werk, dan sê hulle, nee, hier is nou iets verkeerd. Wat is hier aan die gang? Dit het tyd geword, laat ons die Heilige Gees as die prediker in die kerk toelaat, om mense se harte in die hande te kry, hulle lewens te verander, en hulle oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis net die Here wat dit kan doen. Ons kan kom en ons kan iemand uit iets wat verkeerd is uitpraat en praat om in die regte ding in. Daar kom maar weer 'n ander slim ou, hy kom praat om weer uit daai ding uit in 'n ander ding in. En so gaan mense van plek tot plek en hulle probeer om antwoorde te kry op hierdie vraag in hulle hart. Maar weet julle wat doen die Heilige Gees? Hy kom en hy verander jou hele lewe. Hy wat in Christus is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Hy wil in jou hart inkom. Maak net jou hart oop en sê, Here, hier is ek, kom vat my, verander my lewe en kom bring guns en heerlikheid in my hart, sodat ek u genade kan sien. So een van die dinge wat Dawid gedoen is, hy het geloof in God gehad. Hy het nie geloof in sy weermag gehad nie. Hy het nie geloof in sy aardse koning gehad nie. Hy het nie geloof in sy regering van sy tyd gehad nie. Hy het nie geloof in een gehad van 20 of 50 of 40 jaar terug nie. Hy het geloof gehad in die Here van die leerskare. Hierdie man het gegaan en in die veld, as hulle 'n ou lammetjie wil vang, die beer en die leeu, het hy gegaan en hy het hom doodgemaak, want dit was vir hom belangrik, daai een ou lammetjie wat gevang gaan word.
Vandag sê hulle, ag wat, die mense is nou na die boerdery gaan kyk, moet tog nie die ou ongediertjie so doodmaak nie, want hulle eet maar 1 of 2 van die ou lammetjies op, en dis nou nie so erg nie. Nou sê ek eendag vir ou man, ek sê, weet jy, dis 'n nou vreeslik heilig sit die man nou daar, en ons wil nou net alles doodmaak, en dit is so verskriklik. Ek sê vir hom, maar Jelges, wat gaan jy maak? As jy nou die einde van die maand jou salaris kry, en hier kom nou 'n leeu, en hy kom vat sommer hier R1000 en 'n beer, en hy kom vat sommer hier R2000 en 'n rooi kat, en hy kom vat hier nog R500, gaan jy tevrede wees? Ek dink jy gaan opstaan, en jy gaan hom doodslaan, en jy gaan sê, jou duiwel, jy kom vat nie my goed hierso nie, want ek moet goedjies wat ek moet betaal. En so gaan dit vandag by die kinders van die Here ook. Ag, ons moet nou nie so ernstig wees nie. Dit is, hoekom moet 'n mens so ernstig wees? Ons het maar almal ou foutjies. En ag, hy het maar al hierdie goedjies. Kom ek sê vandag vir jou, dit het tyd geword om die sonde in jou lewe dood te maak. Dit het tyd geword om nie die duiwel toe te laat nie. Die Bybel sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Kry geloof in jou hart soos hierdie man van Dawid en staan op teen dit wat verkeerd is en sê, ek sal nie toelaat dat die ongeregtigheid my vat nie, maar ek gaan vir die Here leef. Maak tyd vir God. Dit is so belangrik. Maak tyd vir God. Ons wil altyd net die voordeel hê. Maar as ons iets moet doen, dan wil ons dit nie doen nie. Ek kyk baie hierdie mense, jy weet in die ou tyd, was mense mos trots op hulle werk. Yes, ek het gesien, mense wat jare by 'n plek werk, ou maat, jy kan sy werk gaan kyk, wat hy gedoen het. As jy net vat hierdie banke in hierdie kerk, dis die handewerk gewees van trotse mense op hulle ambag. Hy het nie ge-worry oor die paycheck wat kom nie, hy kan maar kom, maar as hy hierdie bank gemaak het, dan moet hy netjies wees. Hierdie goed staan al, hierdie kerk dink ek is so saam my gebore, 60 jaar, 64 jaar, daarvoor staan 'n datum, ek weet nie of nou 2 jaar na voor my nie daar rond. Toe is hierdie goed hier ingesit, en kyk, dit werk vandag nog, want die ou wat hom gemaak het, was trots daarop. Maar as ek vandag so kyk na die wêreld, dan lyk dit vir my die mense werk net om geld te verdien. Hy worry nie oor sy werk nie. Hy is nie bekommerd daaroor nie. Hy gee nie om nie. Hy gaan maar net aan. Want hy weet mos hy sal sy geld kry en as hy dit nie kry nie, dan staan hy op die dak soos die man gesê het en hy tel klippe op en hy steek brand en hy doen al hierdie goed. Wat 'n chaos leef ons in. Ons kinders van die Here is ook baie male so. Dan word ons kwaad vir die Here. Wie's ek om kwaad te word vir die Here? Dis tyd om op te staan, die Here oordentlik te dien in gees en in waarheid en te sê ek gaan tyd maak vir die Here en ek gaan deur hierdie probleem gaan en as ek aan die ander kant uitkom, het ek 'n oorwinning behaal vir die Here. Onthou, hy het ons as sy kinders nodig om op te staan. Ons moet geloof in ons harte opstaan en die negatief 'n positief maak. Wanneer kry 'n mens vuur? As jy 'n battery het. Wanneer jy die positief en die negatief na mekaar toe druk met 'n draad en jy druk hulle so teen mekaar en staan die vuur daar. Wanneer die negatief daar is, dan sit jy die positief van die Here in jou binneste aan die gang en jy sê Here, ek gaan nie toelaat dat hierdie ongeregtigheid my vat nie. En wanneer jy hulle aan mekaar druk, dan verbrand hy al die ongeregtigheid en jy ervaar die guns en die vrede van die Here in jou hart. So ons moet soos hierdie Dawid, die eerste ding wat ons moet doen, ons moet geloof in God hê. Die tweede een is, hierdie man kon een ding doen. En hy was lief daarvoor, en dit was om die Here te loof. Hy was nie bang om die Here te loof nie. Hy het die Here geloof met alles wat binne hom is. Hy sê hierso, Psalm 103 vers 1, 'n Psalm van Dawid, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, loof sy heilige naam. Laat die Here, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. As jy vanmôre die Here moet loof oor hoe goed dit met jou gaan, sal jy dit die volgende jaar aan mekaar moet doen, sonder om te gaan slaap, sonder om te gaan eet, alles, want dit gaan so goed met ons. Ons het oorvloed. Ons het guns van die Here. Ons het seën van die Here. En ons bly aankla, in plaas dat ons die Here begin loof, bly ons aankla. Daai probleem wat jy het, begin net die Here loof, dan verdwyn nie. Kyk, jy het 'n keuse. Jy kan nou oor hom sit en huil, oor hom bekommerd wees, en oor hom bang wees,
in oorlog sit in vrees, of jy kan die Here begin loof. As jy die Here begin loof, dan gaan hy sommer self weg. Want hy kan nie in die teenwoordigheid van die Here bestaan nie, en die Here is daar waar hy geloof en geprys word. Hy sê, wat al jou ongeregtighede vergewe, en jou krankhede genees. Begin die Here loof. Want jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierendheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Ag, dis wonderlik om die Here te loof, dan verdwyn al jou ellende. Jy kan nou maar vir hierdie mense vra, wat hier kom sing in die oggende. Baie van hulle was ook maar nie lus toe hulle vanmôre opgestaan het. As dit so koud is, dan lê man hom lekker. Daar, ek het so 'n prentjie gekry van 'n ou tannie van my gister, sy skryf, maar sy is ook al in die 80, so ook nie maar nie kwaadlik vir daai prentjie nie. Sy skryf daar so met 'n kykie wat nou so in die bed lê onder die kombers en 'n koppie koffie langs daar en hier onder stuk skraan 'n dingetjie geskrywe. Dis Saterdag, jy kan maar 'n bietjie in lê. Dis ons probleem. Dis Saterdag wat ons juis moet opstaan en die Here loof en sy naam groot maak. Ek sê eendag vir Dandiel, ek sê ek wil alles verkoop en ek wil nou niks meer doen nie en ek wil nou aftree en ek wil net 'n slag rustig raak. Nou so rustig soos daai ou seun van my is en kalm soos hy kan praat, sê hy net so stadig, hy sit en kyk my so, vir hoe lank? Dis so lekker om mens te wees. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te loof. Ek weet hierdie mense sing net vir my bietjie te min. Ons moet so 'n bietjie langer sing en die Here loof. Want ek het nog gesê, hulle het ook maar nie lus altyd om te kom nie, maar vra hulle maar as hulle hier klaar gesing het, dan voel hulle lekker. Hulle voel die borrelende, bruisende heerlikheid van die Here in hulle harte, soos wat julle dit ervaar, wanneer julle saam sing en hulle dit geniet, en saam staan ons op en ons loof die Here, en ons maak sy naam groot. Ek wil nog net een ding van Dawid lees, wat baie belangrik is. Daar's 'n belangrike ding van Dawid. Jy sien, ons is mos almal mense. Nie een van ons wat staan hier is engele nie. Ek die minste van almal. Daarom het ek die Here nodig. Daarom maak ek foute. En daarom moet ek baie maal na die Here toe gaan en sê, o Here, wees my genadig. En ons laat toe, laat die duiwel ons vang met ongeregtigheid. Maar dis die tye wat ons voor die Here moet buig en sê, Here, ek kom na U toe, wees my genadig. Psalm 51, die boete psalm van Dawid. Kan ek so 'n paar verse in hom lees? Hierdie man het sonde gedoen met Batseba. Hy het in die moeilikheid gekom met 'n vrou. En hierdie man was in 'n verskriklike toestand toe dit gebeur het. Maar hierdie man het dit nie probeer wegsteek en onder die kombers gehou nie. Hy, toe die sonde uitkom, toe gaan hy na die Here toe. En hy skryf die volgende. Hy sê, wees my genadig, o God, vers 3. Na u goedertierendheid, delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtig en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Hy sê, teen u alleen het ek gesonde gedoen, wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in die ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het my welgevalle aan die waarheid in die binneste, en die verborge maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my moet huisop, dat ek rein kan wees, dat ek witter kan wees as die sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat my gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sonde en delg al my oortredinge uit. Hierdie man kom stort sy hele hart so voor die Here uit. Hy sê, Here, ek kom na u toe, maak my skoon, was my witter dan die sneeu. Hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie.
Gee my weer die vreugde van die heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Toe ek dit so lees, toe sê ek, Here, Dawid was so opregte ou. Hy was 'n ou wat bereid was om die Here te loof met alles wat binne in hom is. Hy was 'n ou wat bereid was om God te glo en op te staan en te sê, ek sal nie toelaat laat hierdie man, my God, so teen hom sal dinge uitroep nie. Ek sal staan vir die waarheid ongeag wat kom. Ek is bereid om te veg teen hierdie reus, want my God is met my. Maar hierdie selfde man kon neerbuig op sy knieë en sê, o Here, wees my genadig. Kom gee opnuut in my binneste 'n nuwe hart en gee my 'n skoon gees en stort die Heilige Gees nie van my weg nie. Kom met u bloed en kom reinig my van alle ongeregtigheid, sodat ek met vrymoedigheid voor u kan staan en u naam groot maak. Die eerste ding wat die aanklaer van die mens, die duiwel doen, as jy iets verkeerd gedoen het. Hy gaan staan en hy sê vir jou, nee, jy het mos nou dit gedoen, nou kan jy nie gaan en weer dit vir die Here doen nie, want daar is 'n fout by jou. Jy het sonde gedoen. Dan kan ek neerbuig en dan kan ek God toe gaan. En ek kan sê, Here, was my van my kroontjie tot my toontjie. Was my binneste uit met u bloed. Reinig my van alle ongeregtigheid, sodat ek voor u in heerlikheid kan staan. En stort u Heilige Gees oor my uit, sodat ek vrymoedigheid kan kry om voor u te wees. En as jy daar opstaan, dan ervaar jy die guns en die oorvloed en die seën van die Here. Ek het al baie keer as ek so gaan sit in my een kant by die Here gaan sit, ek is lief om dit te doen, dis vir my die lekkerste tye in my lewe, want ek alles toemaak om my en ek gaan sit daar, een kant by die Here, en dan bid ek, en dit is so vir my of ek nou nie lekker kan bid nie, en ek sukkel om dit nou by die Here se heerlikheid uit te kom, ek sukkel daarmee, dan begin ek maar so, en sê ek, Here, kom reinig my met u bloed, kom was my witter dan die sneeu, kom bring weer opnuut in my binneste daai begeerte na u, kom bring weer in my binneste die liefde vir die Here. Here, kom skep weer hier 'n nuwe begeerte na u in my binneste. En terwyl ek so besig is om te bid, dan kom daar goedjies op, dan noem ek hulle sommer, Here, vergewe my vir dit wat ek gedoen het. Here, vergewe my vir daai wat ek gedoen het. Here, vergewe my vir dit wat ek gedoen het. As ek my nou net kom kry, dan is ek in die troonkamer van God, dan is ek by die heerlikheid van die Here, dan ervaar ek, hy vou my toe met sy liefde, en hy gee my genade. Ek is 1 jaar by 'n konferensie gewees, en ons die leier van die kerk daai tyd, het ons altyd soggens 3 uur, dan kom ons by mekaar vir 'n biduur, 3 uur in die môre. Nie in die middagie, in die môre. En ek is 'n bietjie ongelukkig oor die ding, dat 'n man so vroeg moet gaan, en dan het hy 'n man wat met ons kom praat. En daar kom 'n ou, ek sal hom nooit vergeet nie. Hy was die hoof op daai stadium van die volle evangelie kerk. Hy het hom gekry om ons te kom praat met ons. En hy sê hy is uit sy kerk, daar iewers in die Transvaal, 'n groot plek, daar in Johannesburg. En dit gaan al slegter en al slegter en al slegter. Hy sê en daar's 'n ander ou wat aan 'n ander kant begin het, en by die ou gaan dit al beter, en sy mense gaan sing toe, en hy sit later met 'n probleem. En hy gaan sluit hom vir 'n week in sy kerk toe, hy vat net water saam met hom, en hy begin bid. En hy begin soek die Here. Hy sê, en hy lees hierdie ding, hy lees wat 'n arend doen. 'n Arend, wanneer hy groot is en wanneer hy oud is, daar is so 'n soort arend, dan hulle bekke is maar so krom. Hy sê, dan is die arend se bek is krom, daar het al stukke uitgebreek, soos wat hy sy prooi gevang het. Sy vlerke van hulle is al stikkend en gebroken, en van hulle is al uit. Hy sê, dan gaan hierdie arend, en dan gaan vlieg hy binne in 'n rotse skeer in, en dan gaan sit hy daar. En wanneer hy daar gaan sit, dan begin hy met daai ou bek van hom, en hy trek al sy vere uit, totdat daar niks meer vere aan hom is nie. En as hy daar klaar is, dan vat hy sy bek, dan skuur hy hom so teen daai rots, totdat die bloed begin uitkom, en daar net 'n stukkie oor is, en dan sit hy daar.
En dan wag hy totdat daar nuwe vere uitkom. Totdat daar weer 'n nuwe bek uitkom, uitgroei, laat hy weer so toe hy in sy jeug gewees het. En wanneer hy daar klaar is, dan skud hy hom reg. En dan gaan hy uit daai skeer uit en dan sprei hy sy vlerke en dan vat hy die hoogtes en hy gaan op en hy gaan op en hy vlieg al hoër en hy vlieg al hoër. En terwyl hy daar sit, toe sê hy, en so moet ons ook maak, ons kla oor dit en ons is bekommerd oor dit en hierdie ding is nie reg nie en daai is nie reg nie. Dis tyd dat jy in die skeer van die rots gaan sit en daar kyk en ontslaa raak van al jou trotsheid, van al die nonsens wat jy praat. Raak ontslaa daarvan, kry jou lewe in orde met die Here en gaan aan. Ek sit in daai gehoor. Ek sê, o Here, vergewe my, my trane loop. Ek is later op my knieë. Ek bely voor die Here. Ek sê, Here, soos Dawid sê ek vanmôre, onsondig my moet hierop. Gee opnuut in my binneste 'n vaste gees, sodat ek kan opgaan in die heerlikheid van die Here en sy genade kan ervaar. En vanmôre sê hy vir jou, kom na my toe, vermoeide en belaste. Ek het vir jou 'n lewe van oorvloed en guns en heerlikheid. Ek het vir jou 'n lewe vol van my liefde en vol van my oorvloed. En hy roep jou op hierdie dag bymekaar en hy sê, kom, erken net, soos hierdie man gedoen het. En jy sal ervaar, ek is 'n God van naby. Hulle wat aan God glo, soos Dawid geglo het, kom met geloof na die Here toe. Hulle kom na die Here toe met hulle hele lewe, want weet jy wat sê die Bybel? Daar is een ding wat hierdie man Dawid ook geweet het, hy het gesê, alles is openbloot voor die Here, sê die Bybel. Hy sê daar in Hebreërs 4:13, en daar is geen skepsel onsigbaar voor die Here nie, maar alles is openbloot voor die Here met wie ons te doen het. Hy weet alles van jou, alles. Daar's niks wat jy kan wegsteek nie, niks. So hy weet alles. So kom vanmôre, bring jou lewe na hom toe. Vat hierdie 3 dinge van Dawid en bou jou lewe op dit. En ek wil vir jou sê, jy sal oorwinning op oorwinning op oorwinning ervaar. En die Bybel sê hier waar ons gelees het in die 12de vers, wie oorwin? Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van God maak. Wie oorwin? Jy sal oorwin as jy hierdie dinge doen, as jy God glo, as jy die Here loof en as jy bereid is om te buig voor die Here en te sê, Here, hier is my lewe. As jy vanmôre hier sit en jy voel dood in jou siel, jy voel, ag, Here, hier's 'n ding wat ek nie van kan ontslaa raak nie. Kry vanmôre geloof en sê, duiwel, in Jesus naam, gaan uit my lewe uit. Ek is klaar met jou. Ek stap die pad van die Here. Met geloof stap ek hier weg en sê, Here, was my met u bloed. Reinig my van alle ongeregtigheid, dat ek hier kan wegstap in u guns en in u vrede. Kom ons staan voor die Here vanmôre. Kom ons vat so 'n bietjie boek van ons lewe. Daar waar jy staan vanmôre, as jy staan voor 'n uitdaging, wil ek vir jou sê, kry geloof in God. Kry geloof in God. Here, ek spreek vanmôre geloof in mense se harte, dat hulle gelowig sal opstaan en die pad van U sal stap. Laat nie sal wees soos 'n verskrikte hassie nie. Laat hulle nie langs die pad gaan sit nie. Ek bid vanmôre, Here, dat U die lam knieë weer sterk sal maak. Laat U die slap hande weer krag sal gee, dat hulle sal opstaan en bereid wees om U pad te stap in Jesus se naam. Ek bid vanmôre vir hulle, Here, wat vanmôre hier staan. Here, ek het gesondig voor U. Ek voel soos Adam en Eva, ek wil wegkruip. Ek wil gaan sit agter die bos. Adam en Eva het weggekruip. Toe God sê, waar is julle? Toe kruip hulle weg, want hulle het gesondig voor die Here. U het U seun Jesus gestuur en sy bloed gegee, sodat ons na U toe kan kom, dat U ons kan ontsondig met U bloed van Jesus, en laat ons met vrymoedigheid voor U kan gaan staan, en moet geloof in ons harte opstaan, in U dien, in gees en in waarheid. U ken ons deur en deur, Here. U ken ons harte, U ken ons lewens, U ken alles, want U is God almagtig. Ons kan niks vir U wegsteek nie.
U bring vanmôre vrede en harte en oorwinning in mense se lewens. U kom vanmôre Here en U kom vul ons met U guns en U oorvloed. U kom vanmôre en U bring seën vir ons sodat ons U heerlikheid sal sien. En ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Here, ons dink ook aan daai ongeluk gewees het, een van die onderwyseresse wat oorlede is, pragtige kinders. Ons bid vanmôre vir daai familie. Ons bid dat U vrede vir hulle sal gee. Ons bid Here dat U sal kom en dat U beskermende hand onder hulle sal inbring. Dit was 'n vrou wat die Here gedien het. Ons bid Here, alles het 'n rede. Alles het 'n rede. U verander elke negatief in 'n positief. U kom vanmôre en U bring vir daai familie oorwinning op oorwinning in die naam van Jesus, en ons sê vir U dankie daarvoor. Ek dink ook vanmôre aan ou Attie in die hospitaal. Here, laat U hom daar sal oprig. Laat U hom daar sal help, Here, laat hy sal terugkom na U toe en U vrede en U liefde ervaar. Ek bid dit in Jesus se naam en ek sê vir U dankie daarvoor. Amen. Prys die naam van die Here.